Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is selfs 'n bietjie met musiek of oor musiek. Ons is selfs met Annelie oor haar splinternuwe enkelsnit gevaar. Goeiemôre. Goeiemôre, hoe gaan dit met julle? Goed met jou? Dit gaan baie goed, dankie. Ons is so bly jy het laat aand ingevlieg gister van die Kaap af om vroegoggend hier te wees. Ons waardeer die moeite. Enige tyd, dis 'n groot voorreg. Baie dankie julle. Ons het omtrent saam met jou hiernatoe gevlieg om nuwe tyd te kan wees. Annelie, vertel ons bietjie oor jouself. Wie is jy as jy van die verhoog is? Van waar af kom jy? So ek is gebore in Appington. Ons het nie baie lank daarbo gebly nie voor my ouers besluit het dis Parel toe. So ek het in die Parel groot geword, ongelooflike kinderjare gehad en verskriklik baie sport gespeel, maar musiek was altyd hier aan die agtergrond, was altyd 'n passie van my gewees. Ek dink ek het in graad 2 begin gitaar speel. Wow. En met die gitaar speel het ek begin sing en liedjies skryf. So ja, dis waar alles vir my begin het. En jy is nou gestasioneer in die Kaap. Wat doen jy as jy nie golf speel of branderplank ry nie? Jong, as die golfbaan 'n bietjie vol is, bevind ek myself besig met digitale bemarking. So dis iets wat ek op hierdie stadium baie geniet. Ek geniet dit om bietjie na meta-ads te kyk en vir mense video's te maak, enigiets op die sosiale media, soos wat ons generasie nou maar is. Ja. Wanneer het jy besef, okay, musiek is wat ek wil doen vir 'n lewe? Ek dink dit is 'n baie moeilike vraag, want eintlik het ek nog altyd binne in my dit geweet. As ek kyk na klein goedjies soos hoe ek aan die slaap geraak het as babatjie en ek wou regtig nie slaap nie. My ma het al dit oor en oor vertel. Hulle het altyd vir my Johanita Du Plessis aangesit. Ja. En dit is nie eens rustige musiek nie, dis Johanita, dis lekker musiek. En dis waarmee ek aan die slaap geraak het, maar my grootste droom was nog altyd geweest om te sing. Ek dink daai droom het net groter en groter geraak hoe meer ek blootgestel was en hoe meer ek uitgevind het, okay, dalk kan ek dit doen. Dis dalk nie te erg. Dis nie te ver nie. Ja. Jy praat van Johanita Du Plessis, maar watter ander kunstenaars of genres het jou geïnspireer en na wie kyk jy op en in watter rigting dink jy beweeg jou genre in? Ek wil eintlik al sê ek wil my eie paadjie maak. Ek dink ek leer verskriklik baie by ander kunstenaars, maar om te sê soos wie ek wil wees, ek dink nie daar's regtig vir my 'n antwoord nie, want ek dink Annelie gaan net altyd Annelie wees. Maar kunstenaars wat ek regtig na opkyk, is mense soos Rian Benadi, Appel, Demi. Daar's mense wat hulle musiek is so eg en dit wat hulle skryf is dit wat hulle voel. En ek is groot op jou musiek moet mense iets laat voel. Al is dit nie noodwendig 'n hartseer liedjie nie, dit kan mense laat dans. Yeah. So ja, dit is waar dit vir my gaan. Kom ons gesels oor die nuwe enkelsnit gevaar. Yes. Waar kom hierdie idee vandaan? So gevaar het ek geskryf. Party van my liedjies skryf ek in 'n dag en dan is hy klaar. Maar gevaar was nou ongelukkig nie een van daai gevalle nie. Hy het my besig gehou vir 'n lang tyd. Ek dink ek het bloot gaan sit en dink, wat wil die mense hoor? As mens by 'n fees is en jy soek 'n lekker 'n sokkie liedjie, wat wil mense hoor? Sokker, rappie. Ja, jy weet. So, ja, op die einde van die dag, almal van ons het al met iemand te doen gehad, of dit in 'n liefdesteleurstelling is, of dit in 'n vriendskap is, maar almal van ons ken 'n persoon wat 'n bietjie van 'n rooi vlag is. So ek het gedink dis iets waarmee almal hulle self mee kan vereenseldig. So ja, dis waar die idee gekom het. Ekskuus, ek hou nogals van die beskrywing. Jy sien daai persoon is 'n moontlike rooi vlag, maar om een of ander rede bly jy nuuskierig. Ja. Was dit 'n spesifieke situasie wat jy self ervaar het of wat jy gesien het in iemand anders wat jou geïnspireer het? Gelukkig nie. ek het al 'n paar rooi vlae gesien, maar dan laat ek hulle verbystap. So Nou jy verby. Hou maar eerder verby. Ek dink dis maar ons is so groot gemaak met die flieks wat ons sien en alles wat aangaan op sosiale media. Jy weet amper al hoe die storie gaan verloop. Ja. Jy weet, ag die meisie moenie vir hierdie ou gaan nie, maar tog gaan sy, want sy is so nuuskierig. So ek dink ek wou net daai vasvang in 'n liedjie. Wat is vir jou die grootste rooi vlag, of dit nou 'n vriendskap of 'n verhouding is? Ek dink iemand wat nie dieselfde waardes as ek deel nie. Dis die fondasie. As ons nie op geloof en opstand op morele waardes dieselfde is nie, daar's niks om op te bou dan nie. So dan voel dit vir my gaan maar verby. Ja, en dis iets wat jy nie kan verander nie. Nee, ek kan ook nie van iemand verwag om dit te verander nie. Ek meen ons is almal verskillend en is amazing. Maar standaarde
en waarna mense glo dit is iets wat moet bly. Vertel ons van die musiekvideo. Oor die musiekvideo was so 'n lekker dag gewees. Gewoonlik speel ek een van die hoofrolle, maar ek kon met hierdie een bietjie terugsit en twee van my heel beste vriende was die verliefdes gewees. So dit was vir my so oulik geweest want ek ken hulle al bitter lank en ek is so lief vir hulle. So dit was my cool om bietjie net te kan perform en dat hulle die acting half kan doen. Ek kan bietjie terugsit en kyk. Ja, ons het in Franshoek geskiet. Op natuurlik baie mooi daarso. En ja, dit was net 'n baie van musiekvideo. Ons wou liefde uitbeeld en daai idee van jy's nog steeds nuuskierig van mekaar en kan nie regtig wegkom van mekaar nie. So ja, Julius is 'n ongelooflike videograaf en hy het ook die video vir ons gedoen. Vir wie stuur jy heel eerste die liedjies as jy klaar geskryf het? As jy dit nou wil toets. Yes. Vir wie stuur jy dit? 10-10-1 vir my vervaardiger, Okay. Ollie Vans. En dan ek dink amper voor dit hoor my gesin dit eers. Ja. O. So my ma, my pa, my broer is uit die huis uit, maar hy hoor dit nog steeds so nou en dan. Maar my ouers is 'n baie groot klankbord vir my. My ma kom uit 'n baie musikale gesin ook uit. En ek moet sê kere waar ek byvoorbeeld so voel oor 'n liedjie en sy so voel, sy is baie keer reg, meeste van die tyd eintlik reg. So ja, my ma is nogals op dit, maar dan stuur ek dit vir my vervaardiger en dan kyk ons na of dit gaan werk in 'n produksie en of dit gaan sin maak nou waar die musiekbedryf nou is. Sjoe. Wat lê voor vir die res van die jaar vir jou? O, baie lekker dinge. So ek gaan binnekort weer studio toe om 'n nuwe liedjie te rekord en dan verder wil ek net show oral opvoerings. Ek is in Mamasbury, van Reinstorp, gaan bietjie Willowmore toe, so oral in die land en my musiekmense uitbring, ja. Annelie, was so lekker om jou te leer ken en jou hier te hê om te gesels oor hierdie nuwe enkelsnit. Sterkte vir die res van die jaar wat voorlê en al die optredes en die nuwe musiek. Baie dankie julle, ek waardeer dit so baie. Dit is Annelie en hier is haar musiekvideo van Gevaar.